Geliefde broers en susters, en baie hartlik welkom in ons erediens vanoggend. Ons het ook heel wat besoekers vanoggend hier by ons. Baie hartlik welkom aan elkeen van u. Ons glo en vertrou dat die Here vandag hier by ons is by hierdie spesiale erediens waar ons opnuut weer die voorreg het om aan die tafel van die Here aan te sit. En hier aan die tafel van die Here gevoed te word. Nie net vir ons fisieke en menslike lewe, maar ook veral in ons geestelike lewe. Mag die Here dan ook vandag hierdie erediens, hierdie nagmaalsgeleentheid vir ons 'n geseënde geleentheid maak. Geliefde broers en susters, kom ons begin ons erediens saam. Ons sing Psalm 417. Dis 'n lied wat ons al vir 'n geruime tyd geoefen het. Kom ons sing die lied as 'n toetrediens saam. Versterk jou, ek help jou en ondersteun jou met my seëvierde dae. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Amen.
en susters, ons lees vandag saam in die woord van die Here in die Nuwe Testament, dat die evangelie soos wat Johannes dit vir ons weergee. Ons gaan daar uit hoofstuk 6 uitlees. Nou daar's 'n hele paar vertellings van goed wat gebeur het in Johannes 6. Allereers lees ons van die vermeerdering van die brood, waar Jesus, en soos Johannes dit vir ons weergee, 5000 mense gevoed het. En dan direk na dit verlaat Jesus die skare en sy disippels vaar dan oor die see van Galilea. En dan stap Jesus op die see na hulle toe. Maar dan direk na dit kom Jesus en sy disippels weer aan die ander kant by Kapernaum aan. En toe hulle by Kapernaum aankom, toe sê dieselfde 20 af, dan nou verder. Amen. Ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want op hom het God die Vader sy seun geplaas. Hulle het hom gevra, wat moet ons doen sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê? En Jesus het hulle geantwoord, dit is die werk van God, dat julle glo in die een wat hy gestuur het. Hulle sê vir hom, watter teken sal u doen sodat ons kan sien en u glo? Wat gaan u doen? Die vaders of ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos daar geskryf staan. Hy het hulle brood in die hemel gegee om te eet. Jesus sê toe vir hulle, amen, amen. Ek sê vir julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood in die hemel gegee het. Nee, my Vader gee vir julle die ware brood, die hemel. Want die brood van God is hy wat in die hemel neerdal en aan die wêreld lewe gee. Hulle sê toe vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. Jesus sê vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger word nie. Wie in my glo, sal nooit weer. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Wie my woord hoor en in hom glo wat my gestuur het, en die ewige lewe. Geliefde broers en susters, voordat ons vandag saam luister na die woord van die Here, raak ons vanoggend net eers vir 'n oomblik ook stil. Want ons het die geleentheid om aan die tafel van die Here aan te sit. Ons het die geleentheid om ook net weer die evangelie boodskap te kom beleef hier aan die tafel, deurdat God sy seun uit liefde vir ons gestuur. Sy seun wie se liggaam vir ons gebreek het, soos ons hierdie brood breek aan die tafel. Sy seun wie se bloed gevloei het, wat ons sondes afwas en ons weer in die regte verhouding met God stel. Dit wat ons dan as 'n sakrament of as 'n sigbare teken hier aan die tafel van die Here kom beleef. Kom ons raak vanoggend net vir 'n oomblik stil in ons lied, om te erken, om te bely, dat ons glo in hierdie verlossing. Ons glo dat Jesus Christus vir ons gesterf het. Ons glo dat hy vir ons opgestaan en vir ons die ewige lewe verwerf. Alles wat ons hier by die nagmaaltafel kom gedenk, wat ons hier by die nagmaaltafel kom vier, glo en bely ons vandag, want dit ons in 277 vers 1, 2 en 3 soms.
Toe ry ek Wolmaranstad toe om 'n begrafnis te gaan waarneem in die dorp. En op pad soontoe, dan luister ek gewoonlik radio en hier in Lichtenburg luister ek gewoonlik na Jacaranda. Maar net hier iewers tussen op Oosdal Gerdou, dan lyk my hou Jacaranda op. Dan begin die radio so, dan noem dit vandag wit geraas. Hy begin so iewers in die frekwensies van Jacaranda hou op iewers hier tussen Gerdou en Oosdal. En toe skakel ek oor na OFM toe, want hy vang nou weer baie mooi op in daardie gedeelte. En dan luister ek OFM, en baie van die wat dalk OFM luister, weet net wat is OFM se slagspreuk. Hulle slagspreuk is dat OFM is die klank van jou lewe. Nou luister ek na OFM, en dan dink ek by myself, wat is werklik die klank van mense se lewens wat luister na OFM? Wat bied OFM aan as die klank van jou lewe? En daar is 'n klomp goed wat OFM doen. As ons byvoorbeeld dadelik dink aan musiek, dis dalk sekerlik die grootste rede hoekom mense radio aansit, want hulle wil musiek luister wanneer hulle ry. En daar is 'n verskeidenheid van musiek wat op OFM speel. Ou goed wat jy self ken, nuwe goed waarvan jy hou, maar dan is daar ook musiek wat nie jou smaak is nie en waarvan jy nie hou. Ons luister byvoorbeeld op OFM na 'n verskeidenheid van nuusberigte wat kort uitkom. Mense word op hoogte gehou van wat gaan aan in die wêreld rondom hulle. Jy's ingelig deur OFM, die klank van jou lewe, wat gebeur in die politiek, wat gebeur in die sportwêreld. Jy hoor wat gebeur in die hele wye wêreld op hierdie gegeewe oomblik in tyd. Op OFM het hulle gereeld verkeersverslag of daardie verkeersrapporte wat hulle uitbring. Dan sal hulle nou vir jou sê, op die hoek van Potgieter en Retiefstraat was daar 'n ongeluk gewees. Moet dalk nou nie daar. Of iewers in Van Riebeekstraat staan daar 'n stukkende kar. Wees maar versigtig as jy daar verbygaan. Of dan sal hulle sê in die middestad is daar 'n verkeersknoping of daar is verkeersligte wat nie werk nie. So vermy dalk maar daardie gedeeltes, soek maar na alternatiewe roetes om by jou bestemming uit te kom. Daar's 'n magdom van advertensies waar maatskappye hulle verskillende produkte adverteer. En soos wat ek ry, luister ek na hierdie advertensies. Sommige van daai goed stel ek glad nie in belang nie en is glad nie by van toepassing. Maar dan sal van hierdie ander goed wat hulle tog uitsaai, wat 'n mens dan luister en dink ek moet dit tog maar onthou, ek kan dit dalk vorentoe in die lewe miskien nodig kry. Die omroeper self is nogal interessant en 'n klomp interessanthede wat hulle vir ons leer oor die staaltjies wat hulle vertel van wat met mense gebeur. Of dan net gewoon interessanthede wat ons nie altyd weet en nie altyd ken. Op OFM en eintlik maar soos op baie ander radiostasies ook, is daar heelwat kompetisies. Jy stuur 'n boodskap, maak 'n oproep, hulle vra 'n vraag, jy kan geld wen of jy kan dalk produkte wen wat een of ander maatskappy geborg het. En dit is die klank van mense se lewens. En ek vra ek myself die vraag af en ek het lank daaroor gaan sit en dink, op grond van hierdie radiostasie, wat is werklik die klank van u en my lewe elke dag? Watter klank hoor ons in die lewe elke dag? En sê geliefde broers en susters, musiek speel die hele tyd in ons lewens. Dis wat die gebeure van elke dag. En let op van ons sê, toevallig gister vir my, die lewe is 'n lied. Ek ken net nie altyd die woorde. En hoeveel keer gebeur dit nie met ons nie, dat ons gaan deur die lewe, dinge gebeur met ons en die lewe gebeur met ons. Sommige goed hou ons van wanneer dit gebeur. Ons braai saam met vriende, kuier saam met vriende. Ons hou van die goed wat ons doen. Maar ander kere, dan gebeur daar weer goed in ons lewens waarvan ons glad nie hou. Dinge wat ons nie in ons lewens wil hê. En die ironie van die saak is net so by 'n radiostasie, kan jy nie kies wat se musiek in jou lewe speel. Omroeper besluit wat se musiek speel. En baie dinge gebeur in ons lewens en ons het ook nie net weer 'n keuse daaroor of ons daarvan hou al dan nie. Ons lewens is baie keer gevul met 'n klomp nuusberigte.
Ons word oorval met oproepe, met WhatsApp boodskappe wat ons kry, SMS boodskappe wat ons kry, e-posse, tweets, posts. Ons lewens word gevul met 'n klomp inligting waarop ons moet aandag gee. Nuusberigte, nuusflitsse in ons lewens, wat nou in die wêreld rondom my gebeur. En sommige van hierdie nuusberigte wat ons tref, vereis vir ons om dadelik op te tree, dadelik aandag te gee aan dit. En daardie aandag gee word dan die nuwe klank van ons lewens. Ek dink nogal die klank van ons lewens is baie keer gevul met verkeersberigte. En daardie verkeersberigte sou ek my dagboek doen. Wat ons dagboeke sê vir ons, wat moet môre gebeur, wat moet daardie dag gebeur, waar moet dit wees, wat moet ek doen? En op daardie manier doen ons beplanning rondom al die goed en die gebeure in ons lewens. Soos wat 'n verkeersberig ons stuur vir ons sê, pas op vir daar, sop vir daar, sop vir daar. So doen ons dan ons beplanning. Die klank van ons lewe is baie keer gevul met 'n klomp advertensies. Almal van ons het drome vir die toekoms. Goed waaraan ons graag wil vashou. Ons het verwagtinge. Van tyd tot tyd is daar geleenthede wat oor ons lewenspad kom, waaroor ons moet besluit, gaan ek hierdie geleentheid aangryp of gaan ek nie. Baie keer is hierdie advertensies wat in ons lewens na vore kom, ons eie vrese en ons eie kommer in die bestaan wat ons voel. En vorm hierdie vrese en bekommernisse deel van die klank van ons lewens. Soms hoor ons interessanthede in die klank van ons lewens. Almal van ons leer eintlik elke dag iets nuut. Ons is net nie altyd daarop ingestel om te leer. Maar so leer jy amper elke dag iets nuuts van jouself, of van jou huweliksmaat, of van jou vriende, of van die wêreld waarin jy leef. Baie keer is ons lewens gevul met kompetisies. Kompetisies met onsself. Ek is nie goed genoeg. Ek kort nog dit. Ek moet nog dit. Ons kompeteer baie keer met ander mense, want kyk hoe is hulle. Sluit kompetisies. Die geraas van die kop is die klank van ons lewens. Maar kom ons sit vanoggend net vir 'n oomblik die radio af. En dan luister ons vanoggend, wat gebeur hier in Johannes 6? Soos ek daar in die begin gesê het, Jesus voed 5000 mense, vermeerde brood en visse, en almal eet meer as genoeg. Nie dieselfde mense erken Jesus as 'n profeet van God, nadat hy die brood vir hulle vermeerder. En die gevolg daarvan is, dat hulle hardloop agter Jesus aan, al is dit om daardie groot dam wat ons die see van Galilea. Hulle hardloop agter Jesus aan, want ons is weer nodig, en Jesus moet weer vir ons gee. Hulle sê hy is 'n profeet, maar glo dat hy werklik 'n profeet is. Kom ek beantwoord vandag hierdie vraag, deurdat ons saam luister na die klank van hulle lewens. Jesus ontmasker hulle bedoelings hier in vers 26, wat ons saam gelees het. Hy sê vir hulle dat julle soek eintlik net tog brood. Julle het hierdie basiese behoefte om gevoed te word. Hierdie basiese behoefte moet bevredig word. Hierdie geraas in hulle koppe is nie daar om Jesus te erken as 'n profeet, maar is daar om 'n vinnige bevrediging te hê van dit wat vir my belangrik is. Maar dan antwoord Jesus hulle in vers 27 deur te sê, julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Lieve broers en susters, by hierdie skare wat agter Jesus aanhardloop, hoor ons die klank van hulle lewe as 'n reaksie op Jesus se woord. Hulle soek hierdie brood wat tot in die ewige lewe hou. Maar hulle wil 'n teken hê dat hulle hierdie brood gaan kry. Hulle wil 'n teken hê dat God deel is van hulle lewe. Hulle wil weet, wat moet ons doen om die werke te verrig wat God wil hê. En weer eens is dit my behoeftes hier en nou
wat bevrediging word. Maar dan sê Jesus vir hulle, dat God doen eintlik alles. God voorsien in elk geval in alles. Al wat hulle moet doen, is om te glo. Om hom nie net te erken as 'n profeet nie, maar om hom te erken as God self. En dan te besef en te verstaan wat God wil vir ons sê. In hierdie lewe, maar ook vir die ewige lewe. God sal hulle beskerm. En hy sal hulle lei deur die musiek van die lewe. Maar dit klink vir hulle gebeur net maklik. Hulle soek 'n oortuiging. Die klank van hulle lewe is daar om 'n bevestigingsteken te ontvang van Jesus, dat dit wat hy vir hulle sê, waar is. En dan vra hulle hierdie bevestigingsteken van Jesus in vers 30. Vers 31 en 32 soek hulle manna. Daardie manna wat hulle voorouers in die woestyn geëet het. Die geraas in hulle koppe is om God te dwing om vir hulle bevestigingsteken te gee. Om vir hulle daardie sekerheid te gee dat hy daarin hulle lewens is. Want as hy vir hulle daardie teken gee, dan is hulle basiese behoeftes bevreedig. Dan weet hulle God sal sorg. Dan weet hulle God sal hulle beskerm. Dan weet hulle God sal hulle lei. Maar Jesus antwoord hulle dan deur vir hulle te sê dat die brood wat God vir hulle gee is reeds baie. Die brood wat hulle soek om hulle te versorg, die teken wat hulle soek, het God reeds gestuur, soos hy sê vers 33. Maar dan is die klankbaan van hulle lewe nou spesifieke voorpas. Hier in vers 34 sê hulle vir Jesus, Here, gee vir ons altyd brood. Die geraas in hulle koppe sê van die kortpad. Moenie glo nie. Laat Jesus dit maar net vir julle gee. Hoekom wil julle dit doen? Dan sê Jesus vir hulle vers 35, ek is die brood van lewe. Wie in my glo, sal nooit honger word. En wie in my glo, sal nooit weer dors word. Die skare kom na Jesus. En hulle soek brood. Brood wat 'n mens kan eet. Hulle soek die voorsiening in hulle basiese behoeftes. Hulle soek die bevrediging van hulle basiese behoeftes. Hulle soek die tekens dat God deel is van hulle lewe. Hulle soek daardie sekerheid en bevestiging dat God hulle nie in die steek sal laat nie, maar steeds die God sal wees wat vir hulle gaan sorg. Hulle soek 'n bevestiging dat God in die klankbaan van hulle is. Hulle soek 'n vinnige bevrediging vir hulle en oplossing vir hulle probleme, vir hulle kommer en vir hulle vrese. Maar wat hierdie skare nie op hierdie stadium besef nie, dis dat die brood wat hulle eintlik soek, is nou besig om hulle te kry. Liewe broers en susters, kom ons sit die radio vanoggend net vir 'n oomblik af. Kom ons maak die klankbaan van ons eie lewens, ons eie rondgehardloop en ons eie geskarrel van elke dag net vir 'n oomblik stil. Veral hier in die nagmaaltafel. En kom ons kom sit hier aan die nagmaaltafel. En dan kom hoor ons, wat wil die brood vir ons sê? Want die brood praat met ons. Môre begin 'n nuwe week. Hier waar jy vanoggend sit, is jou kop dalk al reeds besig om te raas oor die gebeur wat voor lê in hierdie week. Daardie verkeersverslae van jou dagboek is al reeds besig om op te doen. Wat moet gebeur? Wat moet waar nie gebeur? Wat moet ek doen? Wat moet ek hierdie week nie doen? Maar hier in die nagmaaltafel kom sê die brood vanoggend vir jou. Ek voorsien. Ek is by en ek sal getrou wees. Al wat ek van jou vra is, vertrou net op my. Vanoggend sit jy dalk hierso
En jou kop is besig om te raas oor die nuusberigte, oproepe, boodskappe wat instroom. Jou kop is besig om te raas oor al die advertensies van bekommernisse, van vrese en van spanning wat die hele tyd deur jou kop maak. Hoe gaan ons oorleef? En hier by die nagmaaltafel spesifiek, kom soek jy 'n oplossing. Kom soek jy na antwoorde van wat kan gebeur. Jy soek daardie tekens, soos die skare wat na Jesus toe kom. Want die wêreld kom sê vandag vir jou, jy gaan honger. Hoor mooi, wat sê die brood vanoggend vir ons? Jy sal nooit weer honger hê, as jy my glo. Ek sal vir jou so. Ek sal jou beskerm. Ek sal jou bly. Ons kom raas vanoggend met die kompetisies binne in onsself. Die kompetisies wat die wêreld so baie maklik in ons eie pad en oor ons eie lewe bring. Daardie kompetisie wat vir jou sê, jy is nie genoeg, of jy het nie genoeg. Daardie kompetisie wat jy die hele tyd wil vergelyk met ander, en met ander sisteme en stelsels in die wêreld. Die brood hier in die nagmaaltafel, om sê vandag vir jou, ek is hier. Ek is by jou. En vir my is jy genoeg. Glo. Lieve broer en suster, sit jy nou vanoggend hier en beleef jy die wit geraas van die wêreld in jou lewe. Daardie klank, wat wys dat jy geen stelsel het. Want alles raak net veel. Die lewe, jou werk, jou uitdagings, dit wil jy moet besig wees elke dag, raak vir jou te swaar om te dra. Die klankbaan van jou lewe is vandag nie op 'n frekwensie. Sit jy vanoggend hier, beleef jy daar die spanning, kommer, hartseer en vrees. Is dit dalk die klankbaan van jou lewe vandag? Voel dit vandag vir jou, asof jy ook nie die woorde van die lied van die ken. Miskien is dit nodig, om vandag hier in die nagmaaltafel van stasie te verander. Stel vandag jou hart, jou oor, jou asemhaal in op die frekwensie van die brood wat praat. Daar die brood wat praat, die nuwe van my lewe is. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergegee het. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed bestee is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weer kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet en uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat hy die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel op homself. Ons glo en bely dat ons verlosser Jesus Christus die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het, die te voed en te onderhou wat die kerk ingelei het. Die wat opnuut gebore is, besit naas hulle liggaamlike en tydelike deur die geloof geestelik toegeëien, aangeneem. Om hierdie geestelike hemelse brood vir ons uit te deel, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood die sakrament van sy liggaam en wyn die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee aan ons te kenne, so seker as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou, dit moet ons mond eet en drink en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou. Net so seker ontvang ons deur die geloof vir ons geestelike lewe die ware liggaam, ware bloed van Christus, ons enigste verlosser.
Dit staan dus voor alle twyfel vas dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakramente ingestel het. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons met hierdie heilige tekens uitvoer. Hoe dit gebeur, gaan ons verstand te bowe en is vir ons onbegryp, omdat die werking van die Heilige Gees verborgen en onbegryplik is. As ons derhalwe sê dat wat deur ons geëte gedrink word, die eie en van Christus is ons nie verkeerd erediens, nederigheid en met dankbaarheid. So gedenk ons met diepe dankbaarheid die dood van Jesus Christus ons verlosser, en bely ons Christelike geloof. Daarom behoort niemand by die tafel aan te sit, as hulle onsself eers aan 'n grondige selfondersoek onderwerp het, sodat iemand nie tot sy of haar oordeel van hierdie brood eet en in die beker drink. Kortom, deur die gebruik van hierdie heilige sakrament word ons beweeg tot 'n vurige liefde vir God en vir ons naaste. Ons verwerp alles wat met die sakrament vermeng word, as ook alle verwerplike menslike uitvindings wat daarbey gevoeg word, omdat die sakrament heilig. Ons is tevrede om die nagmaal te vier soos Christus en sy apostels ons geleer het. Wat ons daarvan sê, is wat hulle daarvan gesê het. Amen. Liefde broers en susters, laat ons onsself nou voor God verootmoedig, met ware geloof bid, dat hy ons in sy groot genade alles sal afdoen. Kom ons bid saam. Here ons Here, hoe groot en hoe heilig is U naam oor die ganse aarde nie. Here ons Here, dit is 'n diepe afhanklikheid met die diepste en erkentlikste eerbied dat ons vandag U teenwoordigheid kom stil maak. Here, ons kom raak stil en skakel vir 'n oomblik die klankbaan van ons eie lewens af. Here, in die wêreld waarin ons elke dag leef, is die geraas partykeer oorvloed. So hard, dat ons nie altyd die brood kan hoor wat met ons praat. Maar Here, wanneer ons vandag die klank en die geraas van die wêreld afskakel, kan ons hier aan die tafel kom aansit en kom hoor, Here, U is by ons. U is die God wat nog altyd by ons was en vir altyd by ons sal wees. U is die God wat elke dag vir ons sorg. Waar ons in die wêreld rondom ons kyk en baie keer die geraas hoor dat ons honger gaan ly. Sê die brood vanoggend vir ons, nooit weer. Nooit weer sal jy honger ly, wanneer jy in my glo en aan my vashou. Here, dit is hierdie wêreld waarin ons elke dag leef, waar ons baie keer gevul word met vrese, met bekommernis, met spanning. Dit word so maklik die klankbaan van ons lewens. Here, vandag kan ons daardie musiek van die lewe kom afsit. Kan ons kom luister, Here, na die pragtige klanke van U woorde, wat vir ons sê, ek sal daar wees, en ek sal vir jou ons gee. Here, ons dink in die besonder aan die natuur daar buite. Ons het soveel wonderlike reën geniet, Here. Daar raak die reën weer weg. Daar begin die gras, die plante, die gesaaides. Here, ons kos daar buite begin weer kwyn en daar is plek alreeds skade. Here, help ons vertrou. Help ons, Here, om met ander oë te kyk wat rondom ons gebeur. En laat ons U grootheid en U ingrype en die uitkoms wat U bied in alles sien. Here, ons kom word vandag stil hier aan U tafel. Want ons besef, Here, in diepe afhanklikheid, dat ons kan alles in ons vermoë doen om die geraas van die wêreld stil te maak, wat vir ons sê, jy is in gevaar. Jy gaan dit nie maak. Here, die brood sê vandag vir ons, ek is by jou. Ek beskerm jou. Ek help jou. En my seëvierende hand is altyd oor jou. Here, die geraas van die wêreld wat so oorverdowend is, laat ons baie keer rigting wees.
hier aan u tafel, Here, kan ons kom stil en die klankbaan van die wêreld kom afsit. Te hoor, Here, dat die brood vir ons sê, deur my gees sal ek jou elke dag lei. Selfs moet jy deur donker dieptes gaan. Selfs al beleef jy hartseer en teleurstelling in jou lewe, sal ek jou nie verlaat nie, maar sal ek jou vertroos, sal ek jou elke dag lei. Here, ons kom word vandag stil voor U, wat die algenoeg God is, wat die alwetende God is, en elkeen van ons se lewens en die klankbaan van ons lewens ken. Ons kom bid, Here, reinig ons, skep aan ons 'n nuwe gemoed, 'n nuwe ingesteldheid, gee vir ons nuwe ore en nuwe oë, sodat ons sal luister en die brood vandag met ons praat. Dit kan ons alleen kom bid. Naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, die brood van die hemel, vir ons gestuur. Amen. Geliefde broers en susters, ek gaan nou af om die tafel in gereedte te bring, en terwyl ek dit doen, en net so bly sit Cindy as 'n voorbereidingslied, vonk 315, so na die eerste en die tweede vers sing. Ek dink hierdie lied vertolk baie sterk iets van die klankbaan van ons lewens, waar ons so baie kere luister na wat in die wêreld rondom ons aangaan, hier binne in ons eie koppe iets beleef van daardie vrees, daardie spanning, daardie eensaamheid in die wêreld waarin ons leef. Dit is nodig net vir 'n oomblik stil te word en te hoor dat God sê, ek is by jou en ek sal jou nooit in die steek laat. Sit jou hand in myne en ek lei jou voor. Dit wat God vir ons kom beloof hier aan die nagmaaltafel, doen hy in ons lewens elke dag. Kom ons sing daarvan, vonk 315, sing daar met die eerste en die tweede vers. Susters, om dan nou met die ware hemelse brood, naamlik Christus, gevoed te word, moet ons geen verwagtinge van die brood en die wyn as sodanig koester nie. Maar ons het die geloof op Christus Jesus rig, wat in die hemel is, waar hy as ons voorspraak in die regterhand van sy hemelse Vader optree, en
waarin die betrokke geloofsartikel ons ook wys. Laat ons ook nie daaraan twyfel nie, dat ons lewe net so werklik deur bemiddeling van die Heilige Gees met Christus se liggaam gevoed en verkoop word, as wat ons by hierdie gedenkmaaltyd die brood en die wyn eet en drink. Liefde broers en susters, kom ons raak voordat dat ons vanoggend die nagmaal gebruik, net vir 'n oomblik stil. En dink in ons gebede daaraan hoe groot God in ons lewens elke dag is. En ons bid dat die Here ook nou vir ons nuwe ore sal gee, om te luister en te sien wat die brood vir ons sê. Kom ons raak net stil. Geliefde broers en susters, namens die kerkraad van ons gemeente nooi ek alle beleidende lidmate van ons gemeente uit om die tafel van die Here te kom aansit. So nooi ek ook beleidende lidmate van ander gemeentes van ons kerk uit om te kom deel in die nagmaal van die Here. Ek nooi ook lidmate van ander kerke wat dieselfde belydenisgrondslag as die van die Neder-Duits Hervormde Kerk van Afrika het, om die tafel van die Here te kom aansit en gevoed te word. Mits jy natuurlik dan ook die voorreg het om dit in die eie gemeente en kerk te doen. Ek graag net 'n praktiese reëling tref dat ons tydens die tweede tafel lidmate sal bedien wat as gevolg van omstandighede nie aan die tafel van die Here kan kom aansit nie. Kan ek dalk net by wyse van 'n hand opsteek sien waar lidmate is? Baie dankie broers en susters. Geliefde broers en susters, alles staan gereed. Kom na die tafel van die Here en word gevoed. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap aan die liggaam van Christus. Neem dit, eet dit en doen dit tot sy gedagtenis. Die beker van danksegging waaruit ons drink is ons gemeenskap aan die bloed van Christus. Neem dit, drink daaruit en verkondig sy dood totdat hy weer kom. Psalm 8 vers 2 sê die psalmdigter, bid die psalmdigter, Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Psalm 18 vers 3 sê die psalmdigter ook dat die Here is ons rots, ons skuilplek en ons redder, ons God, ons rots by wie ons skuil, ons skild en sterk verlosser, ons veilige vesting.
Liefde broers en susters, na elke tafel gaan ons 'n vers van 2 liedere sing. Ons eerste lied is die 388 en ons gaan daar die eerste vers saam sing. Geliefde broers en susters, die Here voed elkeen van ons op sy tyd. Kom na die tafel van die Here word gevoed. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap aan die liggaam van Christus. Neem dit, eet dit en doen dit tot sy gedagtenis. Die beker van danksegging waaruit ons drink is ons gemeenskap aan die bloed van Christus. Neem dit, drink daaruit en verkondig sy dood totdat hy weer kom. Psalm 108 of in Psalm 18 vers 31 lees ons wat God doen is volmaak. Wat die Here sê is souber. Elkeen wat by hom skuilings soek, beskerm hy. Psalm 19 vers 2 lees ons: Die
Hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Liefde broers en susters, vandag is dit ook die eerste Lydenssondag, die begin van die Lydenstyd. En om aan te sluit by lied 388, sing ons lied 387 met die eerste vers. Geliefde broers en susters, die Here nooi ons uit. Kom na my toe, sodat jy gevoed kan word aan die beste wat daar is.
gemeenskap aan die liggaam van Christus. Neem dit, eet dit, en doen dit tot sy gedagtenis. Die beker van danksegging waaruit ons drink is ons gemeenskap aan die bloed van Christus. Neem dit, drink daaruit en verkondig sy dood, totdat hy weer kom. Psalm 19 vers 5 lees ons, mag wat ons sê en wat ons dink, ook vir jou aanneemlik wees, Here, ons rots en ons verlosser. Psalm 24 vers 1 sê, aarde en alles wat daarop is, die wêreld en wie daar woon, alles word aan die Here. Broers en susters, ons sing die tweede vers van lied 388. Geliefde broers en susters, kom na die tafel van die Here, kom eet, kom drink, anders van die pad vir die te lank.
susters, die brood wat ons breek is ons gemeenskap aan die liggaam van Christus. Neem dit, eet dit, doen dit op sy gedagtenis. Die beker van danksegging waarin ons drink is ons gemeenskap aan die bloed van Christus. Neem dit, drink daaruit en verkondig sy dood, totdat hy weer kom. Digter van Psalm 27, vers 1, die Here is ons lig en ons redder, vir wie sou ons bang wees? Die Here is ons toevlug, vir wie sou ons vrees? Psalm 29, vers 1 en 2, sê, prys die Here julle hemelinge, prys die Here om sy eer en mag, prys die Here om die eer van sy naam, buig voor die Here, by sy heilige verskyn. Sisters, ons sing die tweede vers van lied 370. Geliefde broers en susters, kom na die tafel van die Here. Kom luister wat God vir u wil sê. Kom luister wanneer die brood met u praat.
brood wat ons breek, eet dit, doen dit op sy gedagtes. Die beker van danksegging waaruit ons drink is ons gemeenskap aan die bloed van Christus. Neem dit, drink daaruit en verkondig sy dood, totdat hy weer kom. Psalm 32 vers 1 en 2 lees ons, dit gaan goed met die mens, wie sy oortredings nie gestraf word nie, wie sy sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens voor die Here die oortrede nie toereken nie, en in wie sy gees daar geen valsheid is nie. Psalm 40 vers 2 lees ons het gesmag na die hulp van die Here. Hy het aan ons toe afgebuig en ons hulp geroep. Sisters, ons sing die derde vers van lied 388. Geliefde broers en susters, alles staan gereed. Kom na die tafel van die Here en na die Here u voet.
Liefde broers en susters, soos jy kan sien, is hier nog heel wat plek oop aan die tafel. Het almal geleentheid gehad om aan die tafel van die Here aan te sit. Hierdie sal dan ons laaste tafel wees. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap aan die liggaam van Christus. Neem dit, eet dit en doen dit tot sy gedagtenis. Die beker van danksegging waaruit ons drink is ons gemeenskap aan die bloed van Christus. Neem dit, drink daaruit en verkondig sy dood totdat hy weer kom. Psalm 50 vers 1 lees ons: Die Here is God, hy alleen is God. Hy spreek, hy roep die hele wêreld op, van waar die son opkom tot waar hy ondergaan. Psalm 62 vers 2 en 3 lees ons: Net by God vind ons rus, van hom kom ons redding. Net hy is ons rots en ons redding, ons veilige vesting, sodat ons vas en stewig staan. Broers en susters, ons sing lied 387, ons sing daar die derde en die vierde vers. Geliefdes in ons Here Jesus Christus,
Aangesien die Here ons nou in sy tafel gevoed en verryk het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volg sy en haar hart te spreek. Ek wil die Here loof. Alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken, nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos die Vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met my mond en hart die Here loof, van nou tot in ewig. Amen. Geliefde broers en susters, as ons so saam sing ons lied 304, ons sing daar eerste, tweede en die derde vers. Die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen.